sal ons slegs uittreksels uit die Ou Testament van om te lees, waar Israel nie in staat was, ten spyte van die uitdruklike bevel van God, dat hulle hierdie mense met die wanvloek moes tref, dat hulle dit nie gedoen het nie, dat hulle op hulle laure gaan sit, dat hulle besluit het, dat dis nie nodig nie, ons gaan dit nie doen nie, ons sal nie luister wat God wil, want ons weet van beter, ons is arrogant as mens, ons wil nie na God luister nie. Ons lees in Joshua, in die Ou Testament, Joshua 17, of althans Joshua 16, die erfdeel van Efraim en Manasse, die tweesydige koninkryke, waarvan wat ons vandag bekend staan as Joda of Juda, waaruit die Jode kom, versus die 10 sameryk van die noordelike koninkryke. Maar ons praat hier so in Joshua 16, erfdeel van Efraim. Nou gaan die erfdeel van Efraim, lees ons vooral in vers, Joshua 16 vers 10. Maar Efraim het die Kanaaniete, die inwoners van Geser, nie verdrywe nie, en het die Kanaaniete onder Efraim bly woon tot vandag toe, maar hulle moes dwangarbeid verrig. Okay, dit was die compromise van Efraim. Efraim, die roosterkoeke wat swart in Efraim, wat omgedraai is, verstaan sy, waar kom die profesie in Hosea vandaan? Efraim en vreemdelinge wat sy krag verteer, soos dit in Joshua 16 vers 10 is. En dan lees ons in die erfdeel van Manasse, die volgende hoofstuk, Joshua 17 vers 12. Nou, dit was self met Manasse, ons lees in vers 12. Maar die kinders van Manasse kon hier die stede van die Kanaaniete nie in besit neem. En die Kanaaniete het verkies om in die land van Israel te bly woon. En toe die kinders van Israel sterk geword het, hulle die Kanaaniete terugplig gemaak, maar hulle nie heeltemal verdrywe nie, soos wat hulle bevel was om te doen. Nou gaan ons na Rigters toe. En ons lees in Rigters 1, en die kinders van Juda, is Efraim en Manasse, het teen Jerusalem geveg. Juda het teen Jerusalem geveg, daar staan het. Die inwoners van Canaan was daar, hulle besluit daarby. En dit ingeneem en die minister van Swaar geslaan. Nou ja, dit was die woonplek van die Kanaaniete voor Israel vir 40 jaar. En die woestyn gewandel het. Juda het in die Kanaaniete uitgetrek, die inwoners van Hebron, omdat die naam Hebron was het voor Kiriat jaar. En ons lees in Rigters 1 vers 29. En Efraim, die Kanaaniete, die inwoners van Geser, nie verdryf nie, sodat die Kanaaniete in sy midde in Geser bly woon het. En dit sou dan aan die einde van die dag, volgens die profeet Hosea, dan ook die groot angel in die vlees vir Efraim en Manasse, naamlik Juda, die suidelike 2 koninkryke van die 12 stamme van Israel, wees aan die einde van die dag. Nou wat sê die profete aangaande die aard van Israel en dan die toekoms van Israel? Israel, die volk, Israel, die noordelike 10 stamme, versus Juda, die 2 suidelike stamme. Israel se ballingskap in 800 voor Christus na Assyrië. Juda se ballingskap in 350 voor Christus na Babylon. En waar 'n gedeelte van Juda, of die Jode, teruggegaan het onder die hervorming van Nehemia en Ezra en probeer het om weer die mure van Jerusalem te herstel. Wat sê die profete aangaande die herstel van Israel? Eerstens, Israel sal herstel word. Israel as fysische entiteit. Israel is nie geestelik nie. Israel is 'n fysische entiteit tot en met die wederkoms van Christus. Ons lees in Esegiel 37 in vers 15. Verder die woord van die Here tot my gekom en gesê, jy mens kan neem vir jou 'n stuk oud en skryf daarop vir Juda, Jode, en vir die kinders van Israel, die noordelike stamme, sy bondgenote, en neem 'n ander stuk oud en skryf daarop vir Josef, die ouer van Efraim, en die huis van Israel is sy bondgenote. Voeg hulle dan vir mekaar, een by ander, om een stuk oud te wees, en laat hulle een word in jou hand, en as kinders van jou volk met jou spreek en sê, sal jy ons het gee wat jullie dinge bedoel, sê dan vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal 'n stuk oud van Josef neem, wat in die hand van Efraim is, en stamme van Israel, sy bondgenote, ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak, en hulle sal een word in my hand. So moet dan die houte waar jy op is geskrywe in jou hand wees, voor hulle oë, en sê vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal, tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante by mekaar laat kom, en hulle bring in hul land, en ek sal hulle een volk maak in die land op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle allemaal koning wees, en hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, net wel so, hier erken die profeet, en hier noem God self, dat tans is Israel, die verdeel in 2 koninkryke, verdeel in 2 nasies, die enigste nasie wat ons tans van weet, by naam, deur die media, is die Jode, die ander nasie word nie eers by naam genoem nie, daar is 'n heel totale media blackout, op die ander partij betrokke as deel van Israel. Ek sal een volk maak, in die land op die berg van Israel, en koning, en hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en verder nie meer in 2 koninkryke verdeel wees nie, so hulle is tans in 2 koninkryke verdeel, my vriend, daar die Jode in Palestina, vorm nie die hele koninkryk van Israel nie. Hier staan dit zwarte bloed. En hulle is vers 25. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in woon het. Ja, hulle sal daarin woon. Hulle kinders en hulle kinders tot in ewigheid. En my knegt Dawid sal hulle vors wees vir ewig. So, die knegt Dawid, wat hy sal word in die lewe, moet nog kom. Dawid regeer nie tans in Palestina, in die moderne Israel. Hy moet nog kom.
Hierdie is 'n profesie vir die eindtyd van die wederkoms van Christus. So Esegiel 37 bevestig weer eens in vers 22 dat hulle nog steeds 2 nasies is en dat hulle in 2 koninkryke verdeel is. Ons beweeg aan na die profeet Hosea. Die profeet Hosea, hoofstuk 1, bevat 'n baie belangrike profesie aangaande die toekoms. Net soos in Esegiel, wat ons vroeër gelees het. Is dit nodig om baie fyn op te let aangaande wat die profeet en dan God self deur die profeet ons probeer sê. Ons lees Hosea 1 en God spreek deur die profeet soos volg. Ons moet onthou dat op hierdie stadium is Israel en Juda beide in ballingskap, vervreemd van mekaar, iewers verstrooid in die wêreld. Vers 1. Die woord van die Here wat gekom het uit Hosea, die seun van Berea, in die dae van Hosea, en Jotam, Ahaz, Jesaja, koning van Juda. So obviously, Hosea is 'n profeet uit Juda. En in die dae van Jerobeam, seun van Joas, koning van Israel. In die begin van wat die Here met Hosea gespreek het, die Here het aan Hosea gesê, gaan en vir jou hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorstel bedrywe deur van Juda afvallig te word. Toe het hy gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim geneem, en sy het swanger geword en vir hom seënbaar. En die Here het vir hom gesê, noem hom Israel, want nog 'n klein tydjie dan sal ek die bloedskuld van Israel aan uit die huis van Jakob soek en 'n einde maak aan die koninkryk van die huis van Israel. So Israel het eers in ballingskap gegaan as gevolg van hulle sondes en God beskryf dan op basis die ondergang van Israel in die ballingskap in 800 voor Christus Nazareth. Vers 5. Ja, in die dag sal ek die boog van Israel verbreek en die laagte van Israel. Toe het sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar en hy het vir hom gesê, noem haar Lo-Ruhamah, want ek sal my verder nie meer oor die huis van Israel verder nie meer hulle vergifnis te skenk nie, maar oor die huis van Juda, die 2 suidelike stamme, gevestig in Jerusalem, sal ek my ontferm en hulle verlos deur die Here hulle God, en ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perd of ruiter verlos nie. Nadat sy Lo-Ruhamah gesien het sy weer swanger geword en 'n seun gebaar, en hy het gesê, noem hom Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, en ek sal nie julle sin wees nie. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see. Let wel, Israel sal wees soos die sand van die see, groot magtige nasies sal uit hulle voortgebring word, wat nie gemeet en nie getel kan word nie. En in plaas dat aan hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Dan sal, let nou baie mooi op, dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel, let op die onderscheid tussen Juda, die kinders van Juda en die kinders van Israel, 2 koninkryke, 2 entiteite hierso. Dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel almal saam vergader en vir hulle een hoofd aanstel en uit die land optrek, want groot is die dag van Israel. Baie belangrike profesie wat ons hier sal lees. Dan lees ons dan ook Hosea 3. En ons begin by vers 3. En ek het aan haar gesê, jy sal 'n lang tyd moet stil sit vir my, nie oreer en nie aan geen man behoort nie, so ook ek teenoor jou, want die kinders van Israel sal 'n lang tyd bly sit sonder koning en sonder vors en sonder geslagoffers en sonder klippilare en sonder efod en huishoede. Daarna sal die kinders van Israel hulle bekeer en die Here hulle God soek. En de andere koning en met die sittende aankomst na die Here na sy goedkindheid in die laaste van dae. En ons as ons lees in Hosea 2, in vers 22. En ek sal haar vir my saai in die land en my oor Lo-Ruhamah ontferm. En aan Lo-Ammi sê, jy is my volk, en hy sal sê, my God. En ons gaan aan na Hosea 5, ons lees in vers 5. En die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, en Israel en Ephraim, dit is nou Israel en Juda of die Jode, of ons sal sê, Israel, die noordelike stamme en suidelike stamme Ephraim, Nasser, met genaamd is Juda, die vandag al nie bekend staan as die Jode, sal strukkel deur die ongeregtigheid, ook Juda sal saam met hulle strukkel. Vers 7, hulle het trouwens handel teen die Here, want hulle het onegte kinders verwek. Nou sal die nuwe man hulle met hul velde verteer. Dan lees ons in Hosea 6, of althans Hosea 7, met die vergaande boosheid van Ephraim, de Ephraim en Manasse, die suidelike koninkryk, en ons lees van vers 7. Hulle, dit wil sê Ephraim, die uit Juda, hulle allemaal groei soos in onde en verteer hulle regeerders. Al hulle konings val, daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. Ephraim, hy vermeng hom met die volke, let wel, hy vermeng hom met die volke. Israel was apart gestel as heilige volk, apartheid. Ephraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Nou kom ons wees eerlik met mekaar. 'n Roosterkoek wat die veel en nie omgekeer word nie, rand swart aan die een kant en wit aan die ander kant. Dit wil sê, dis 'n mengelmoes, dis 'n verduie vermenging. Ephraim vermeng hom met die volke. Nee, vriende se verteer sy krag en hy bemerk dit nie. Ook is grysheid oor hom uitgesprei en hy weet dit nie. So wat daar basies neerkom, dat Israel in daardie tyd so beheef is, en so arrogant is in hulle denke, in hulle eie wysheid, dat